Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Die Here is goed, net vir so 'n oomblik, terwyl hulle aanbid vanoggend en hierdie lied sing, kom die gedagte by my op dat wanneer ons die victory smaak, wanneer jy weet daar's oorwinning, dan kom daar 'n tipe vreugde in jou hart op wat jy nie kan verduidelik nie, amen. Daar's die tipe wete. Nou Christus het reeds die oorwinning behaal. Maak nie saak wat jy besig is om deur te gaan of wat jy gaan deurgaan nie, die oorwinning is reeds behaal en die oorwinning is joune in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, so oor die naweek het ek verskillende sport gekyk en dan kan jy sien wanneer 'n persoon voor die sport begin reeds weet dat die oorwinning syne is. Jy kan dit in sy oë sien. Jy kan dit in daai smile op sy gesig sien, is dit nie? Jy kan sommer net weet, hierdie ou het dit, hy het dit, hierdie vrou sy het dit, hulle het dit, hierdie span het reeds hierdie confidence. So ek wil iets net profeties doen vanoggend. Ek wil hê met jou longe vol lug maak, daar waar jy sit, haal lekker diep asem, maak dit vol, lekker vol, okay, blaas dit uit. Alright. Okay, ons gaan dit nog 'n keer doen, maar hierdie keer, as jy dit uitblaas, wil ek hê, jy moet net bietjie smile ook. Lach net bietjie. Hoe voel dit? Maak jou, maar kyk gou wat ek doen en dan doen jy dit. Kyk hier, so as jy jou longe vol maak. Lyk dit lekker? Ek kan sien die krag daarvan, want skielik begin julle ook lag. Okay, so ons gaan dit so doen. Jy gaan jou longe vol maak en as jy uitblaas, dan wil ek hê jy moet darm so lag uitgee. Okay, niks van daai funny lag goed wat laat almal rondom jou vir jou begin lag. Net 'n lekker lag. Okay. Alright. As jy nie kan oordentlik lag nie, is fyn. Lag lelik. Ons is alright daarmee. Okay. So kom ons probeer dit nog een keer. Maak jou longe lekker vol. Lekker vol en dan daai confident smile. Die Here is in beheer. Die victory is myne en dan net daai confident lag. Come on. Come on. Hoe voel dit? Kom ons prys die Here. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Hierdie gaan oor hom. Hierdie gaan oor sy oorwinning en nie ons nie. So as jy vanoggend dink dat daai das pas nou glad nie, dan is jy heeltemal reg. Ek dink ook nie so nie. So ek het nie vanoggend met 'n das gekom nie, ek het net met die geel hempie aangekom en ek het gedink ek lyk smart. En toe sien ek almal met hulle pink op die stage en ek sê vir hulle, "Eeg, dis nou jammer ek het nie 'n pink das aan nie." En toe ek daar agterkom, toe sit 'n boeta 'n das in my hand wat nie gehoor het wat ek gesê het nie en hy sê, "Pastor, kyk wat het ek vir jou gebring." En ek sê, "Die Here het 'n sin vir humor." Ja? Hey, Jesus is 'n sin vir humor, come on. Come on, waar is my boeta wat my pink das gebring het? Steek gou op jou hand. Het jy geweet ek gaan 'n pink das nodig hê vanoggend? So ek het hom aangesit net omdat ek nie wil ongehoorsaam wees aan die Here nie. En vir elke mamma daar buite, elke ma, gelukkige Moedersdag vir jou, maar vir elke dame vanoggend. Hierdie is ons laaste diens in ons Women's Conference. Die Women's Conference was 'n reuse sukses gewees. Come on, yes, prys die Here. Ek dog toe gister, ek wil net kom kyk of alles fyn is en ek kom hier aan en hier's niks parkering oop gewees nie. Niks parkering oop gewees nie, was vol. Daar was soveel dames gewees en die Here het so mooi gewerk. Ek stuur vir my vrou 'n boodskap, ek sê Rous, ek is so trots op jou en sy stuur terug, sy sê ek kon dit nie doen sonder daai klomp eyster dames wat die Here vir my gegee het om dit saam te doen nie. So vir elke eyster dame wat hierdie event moontlik gemaak het, of dit nou was of jy iets gereël het, iets gebak het, iets gebring het, iets gedoen het, wat ook al, vir al die dames wat die events moontlik gemaak het, dankie van elkeen van julle. En kan ek die dames vra wat hier was oor die naweek, kan ons hulle net 'n lekker hande klap gee en sê dankie vir hulle moeite vanoggend. Alright, so obviously gaan ek dan vanoggend bietjie meer met die dames praat, okay?
Ek gaan bietjie meer met die dames praat, maar jy's 'n man, jy's nie verniet hier nie. Ek gaan verseker ook met jou praat, daar's verseker 'n boodskap vir jou ook. Maar voordat ek met die dames begin praat, ek sien daai voorste deure is klaar gesluit. Sluit net gou, Julia, strek net vir my toe daai deure en sluit dit, want ek beplan om hulle net eers gou kwaad te maak. En so, ek love it as ek my vrou so bietjie kwaad maak. Wie van julle love it as jou vrou haarself net so bietjie wip? Dankie dok. Ek love it as my vrou net so bietjie wip vir my. En my pa sit daar agter. Hey dad, dit is nice, né? Ja, as hulle wip vir jou en hulle loop so weg, maar laat ek nou nie te veel daar nie. Nee, ek gaan nie regtig, ek beplan nie regtig om die vrouens kwaad te maak nie, maar ek lees wel vanoggend. Eerste skrifgedeelte wat ek lees vir ons is uit Efesiërs 5 vers 22. En ek lees uit die 53 vertaling. Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, en al die mans sê amen. En koes vir die klap. Okay? Right. Want die man is die hoof van die vrou soos Christus, en al die vrouens sê soos Christus. Ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Okay, goed. Daar's 'n rede hoekom ek hierdie skrifgedeelte aanhaal vanoggend. Ek wil nie oor die huwelik praat nie. Ek wil praat oor die rol van die dame en God se plan vir elke dame in ons samelewing. In elke aspek van ons lewens. Maar voordat ek daaroor kan praat, moet ek eers net hierdie skrif aanhaal, en 1 Petrus 3 sê dieselfde ding. Dames, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou as jy gou na daai skrifgedeeltes toe blaai, gaan jy sien die opskrif sê huishoudelike pligte of in die huwelik. Okay? Bitter belangrik, want ek wil net vinnig hierdie ding clarify voordat ons aangaan om te praat oor hoe God elke dame vanoggend sien. Binne in die huwelik het die Here dit wel so bestem. Okay? Hierdie skrif is vir die huwelik bedoel. Dis hoekom hy sê weer eie mans. Eie mans. Hierdie skrif sê nie dames, alle dames ten alle tye wees aan alle mans onderdanig nie. Come on. Dis nie wat daai skrif sê nie. God het nie 'n universele reël standaard ingebring met daai skrif om te sê van nou sal alle vrouens die heeltyd submit aan alle mans en alle werksplekke en alle omgewings en dis hoe dit moet wees nie. Dis nie wat daai skrif sê nie. Okay, nou is die mans kwaad. Okay. Wag, dit gaan beter word. Okay, dit gaan beter word. Maar dit is belangrik vir my om dit te sê, want God het 'n plan met die dames, met elke dame, met elke vrou. Die Here het 'n plan met jou. En vir jou om jou plan te besef en jou identiteit te besef, moet jy besef dat hierdie skrif praat oor die huwelik. Nou laat ek net vinnig iets oor die huwelik sê. Nou ek het die voorreg gehad om 'n paar jaar lank leiers op te rig. Skoolleiers. Die skole sou hulle leiers na ons toe stuur en dan vat ek hulle deur 'n leierskamp en dan help ons hoofleiers identifiseer. Nou een van die dinge wat ons gedoen het is, ons het die kinders gevat, nou is nog geen hoofleiers nie, en dan het ons hulle in groepe verdeel. En soos hulle in groepe is, dan gee ons hulle take om uit te verrig. En dan los ons hulle en ons gee hulle kans. En daar's twee goed wat gebeur. Okay? Die eerste ding wat jy sien is dat die groep wat geen leier identifiseer nie, kom nêrens nie. Nêrens nie. Die groep waar daar nie 'n leier nie, en mense identifiseer leiers in verskillende maniere. Partykeer is dit deur te kies, partykeer is dit 'n natuurlike proses, maar as daar nie 'n leier in daai groep opstaan en leiding neem, net bietjie orde bring en net al die gedagtes bymekaar bring nie, dan staan daai groep stil en hulle maak dit nie. Hulle gaan nêrens heen nie. En dis hoekom die gesegde daar is wat sê 'n ding sonder 'n kop is dood. 'n ding sonder 'n kop lewe nie, 'n ding sonder 'n kop is dood. En daarom moet daar 'n kop wees. Nou Jesus het geweet. Hy het geweet toe hy sê daar moet 'n huwelik wees, dit beteken twee mense bymekaar en een opdrag van God af, né? Weet jy dat die huwelik het 'n groter opdrag as om net jou te dien? Amen.
Die huwelik het 'n groter opdrag, daar's 'n doel met die huwelik binne in God se koninkryk en God wil hê daai huwelik moet iets verrig en hy weet waar daar twee mense is en daar's nie 'n kop nie, gaan dit nie gebeur nie. En die Here het gesê laat daar 'n kop wees. Die tweede ding wat ons sien gebeur is as daar in daai groep twee koppe opstaan, dan sal chaos. Dan gaan hulle nêrens nie. Dis wat gebeur. Jesus weet en dit het selfs met sy disippels gebeur dat hulle op 'n stadium vir hom gesê het, Here, wie is die belangrikste? Wie gaan die grootste wees? Here, wie gaan die meeste krag hê? Wie gaan die meeste mag hê? Kom aan, Jesus sê vir ons sodat ons die kerk kan uitbrei en hulle het hierdie worsteling onder mekaar vir die meeste gesag. 'n Ding met twee koppe is 'n monster. Jy kan hom nie beheer nie en hy gaan nog steeds nêrens heen nie. So net dit op die huwelik. Jesus weet dat ons as mens, wanneer hy ons by mekaar sit en 'n opdrag gee dat daar moet leiding geneem word. En hy het gesê, okay, great. As dit so gebeur binne in die huwelik, wil ek hê die man moet leiding neem. Iemand sê amen. Okay, ons sien dit in besighede, ons sien dit in die kerk, ons sien in baie aspekte van die lewe waar mense by mekaar is en daar's 'n visie wat uitgevoer moet word, 'n plan van God om uitgevoer te word. En daar staan nie 'n leier op nie, of daar staan twee leiers op, dan gaan daai ding nêrens heen gaan nie. En God wil hê die huwelik moet 'n kragtige tool wees in sy naam. Okay, so dis wat ek het om te sê oor die huwelik. Oor 'n paar weke, 'n maand of twee, gaan ons bietjie fokus die maand net op verhoudings. En dan gaan ons praat oor die huwelik en ons het ons huweliksnaweek wat ons gaan aanbied. En dan gaan ons bietjie meer in diepte gaan oor dit. Daar staan ook geskrywe dat God stel aan en hy stel af. Daar staan ook geskrywe daar's 'n tyd vir alles. En daar's ook verskillende leidingsmodelle om leiding te neem en ons gaan bietjie daaroor gesels, maar ek wil nie vanoggend praat oor die huwelik nie. Ek wil praat oor jou rol as vrou in die samelewing. In elke aspek van die lewe. En natuurlik jou rol as man ook. Maar ek wil daaroor gesels volgende. So om daaroor te gesels, blaai saam met my weer al die pad terug na Genesis toe. For some reason kan ek hierdie jaar nie uit Genesis 1 en 2 uitkom nie. Okay, so Genesis 1 gaan ek vinnig vir ons 4 verse lees. Genesis 1 vers 26, ek gaan net die begin lees. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, sê vir my, man en vrou, het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vervul die aarde, onderwerp dit en heers daaroor. God het die man en die vrou 'n opdrag gegee om te heers en heerskappy te hê. Wat ek nie hier sien nie, en julle sou my dit al gehoor sê het, is dat God gesê het, okay, nou heers oor mekaar. So tot in God se plan van 'n leierskap en leiding neem, sien ek nie hier dat die Here sê, okay, nou moet jy heers oor die vrou, of nou moet die vrou heers oor jou nie. Ek sien nie dit nie. Hoofstuk 2 vers 18, blaai gou soontoe. En hierdie gaan ons hoofteks wees vanoggend, waar ek 3 goed gaan bespreek. Ook het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat buite hom pas. Amen. Vader, my gebed is vanmôre dat U hierdie woord van U sal seën. Here Jesus, ek glo dat U my hiernatoe gestuur het om 3 eenvoudige goed uit te wys wat in hierdie skrifgedeelte staan. Genesis 2 vers 18. En ek vra dat die Gees dit vanoggend sal losmaak in elke man en vrou se hart. En dat U ons gees sal oprig om dit te gaan leef. Om te verstaan wat en wie die dames in hierdie gemeente en in hierdie wêreld, wat U dogters is in U oë. En ek dank U en ek seën U woord. Amen. Okay, so ek gaan vra dat hulle vir my hierdie skrifgedeelte Genesis 2 vers 18 opsit in die Nuwe Lewende Vertaling. Great. In die Nuwe Lewende Vertaling, is dit daai?
Kyk of jy hom vir my kan kry, anders gaan ek hom hierso vir ons lees. Daar's 'n spesifieke woord wat ek soek, maar julle sal dit vind in die vertaling wat ek nou net gelees het ook. Maar kom ek lees hom vir julle. Daarna sê die Here God, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak, sy gelyke wat hom kan help. Alright, so 3 goed wat ek hier op tyd wil spandeer volgende. Die eerste ding is, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Okay, dis nie goed nie. Waar is al die dames wat hulle mans alleen gelos het die naweek, om na die konferensie toe te kom? Ja, shame on you. Dis nie goed nie. Hoekom doen julle dit? Baie onverantwoordelik as jy my vra. So legit, kan ek julle sê wat gebeur het in ons lewe, nê? So kry ons vir Lukel, en hy is net, man, ek dink hy was nog net 2 of 3 maande oud, en my vrou pas hom op soos 'n babatjie, en sy doen al die mama duties en dit, en ek dink sy kom agter so nou en dan doen ek iets nie, alhoewel Lukel deurgeslaap het elke aand, dit kan ek julle sê, maar anyway, so sy besig, maar sy kry die uitnodiging, ek dink na 'n Greta Wit konsert of event toe of iets, maar daar was 'n event, en sy vra vir my, kan sy gaan en sal ek fyn wees met Lukel, en ek sê, ja man, natuurlik, dis maklik, dis nie so moeilik nie. En vroeg die oggend, seker 4 uur, 5 uur die oggend, hulle in die kar, en sy sal uit, en sy ruil die doek, en maak hom skoon, en sê vir my, hoorie, hy slaap rustig, en daar sy weg. Sy was nog nie 'n halfuur weg nie, ek kry die eerste WhatsApp, hoorie, is Lukel wakker, en het hy al 'n doek gehad? Ek sê, nee, hy slaap, en hy het nie 'n doek gehad nie. Maar nou seker 'n halfuur later, en kom die WhatsApp deur, het hy al 'n doek gehad? En ek sê, nee, hy het nog nie 'n doek gehad nie. En ek besluit toe, ek gaan daai boodskap net kopie en hom paste elke keer wat sy my WhatsApp. So dit maak nie saak wat sy vir my stuur nie, ek kopie paste hom met, nee, hy het nog nie 'n doek gehad nie. En hier teen 1 uur die middag legit, nê? Kan ek sien dat sy tik 'n klomp goed, nê? En die laaste vraag is, het hy al 'n doek gehad? En ek sê, nee, hy het nog geen doek gehad nie. En sy sê, hoe's dit moontlik? Teen hierdie tyd moes hy al 4 doeke gehad het en ek sê, ek het hierdie ding onderbeheer en ek het dit uitgefigure. En sy het soos kolletjie en ek sê, ek het vanoggend besef as ek hom nie kos gee nie, gaan hy nie 'n doek hê nie. Legit. Ja. Baie onverantwoordelik, moenie jou man alleen los nie, maar ek het hom kos gegee, okay? Sy het 'n klomp goed gepost en delete, gekopie, delete, geskryf, delete, julle weet hoe werk dit, nee, skryf, stop. En die laaste ding wat sy stuur toe vir my 'n gesiggie wat aan die brand is, toe sê sy vir my, jy's hot, jy weet? En soos, yes, ek sê, ja, but anyway, dis nie goed vir, maar dis nie wat hy skrif sê nie, skrif sê dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Dis nie net die mansmens nie, dis nie goed vir niemand van ons om alleen te wees nie. Pastor Eels het laasweek Sondag aand gepreek en toe sê sy, dis nie goed nie want ons is stropdiertjies. Okay? En for some reason het sy verwys na die visse in die see, maar dis nie goed nie want ons is stropdiertjies. Die Here het ons gemaak om saam te wees. En is nie net die man nie, dis die vrouens ook, dames, jy is gemaak om in fellowship te wees. Dis hoekom 2 van ons woorde, behoort en betrokke, so belangrik is vir ons as gemeente. Want ons glo dat dit is belangrik om te behoort, dis belangrik om in 'n gemeenskap te behoort, wat dieselfde as jy glo, dieselfde as jy voel, wat daar is vir jou, want jy gaan iewers iemand nodig hê, of jy nou 'n man is of 'n vrou. You're gonna need someone somewhere. En dan gaan iemand anders op 'n stadium iemand nodig hê, en dis hoekom jy moet betrokke raak. Maar dit is so belangrik dat ons dit besef, en as jy vanoggend hier sit, en jy het al seer gekry in jou lewe, en jy is soos, nee, dit werk nie vir my nie, mense maak my seer, hoe sê Pastor Morney, die mens ding is nogal nice, so tot jy met iemand te doen kry. Okay? Nee, as jy al seer gekry het in jou lewe, wil ek vanoggend vir jou sê, kyk, watch this. Wie van julle het al seer gekry in jou lewe? Wie van julle het al deur mense seer gemaak? Nee, steek lekker hoog op. Almal van ons. Seker die wat nog op doeke is, nog iemand. Almal van ons het al seer gekry. Moenie in die trap, wat die vyand vir jou uitsit, om vir jou te sê, omdat jy al seer gekry het, moet jy onttrek van die samelewing nie. Moenie in daai trap nie. Dis die alleenste plek waar jy kan wees.
Dis die alleenste plek, en as die vyand vir jou alleen daar kry, en daar's niemand om jou wat jou kan bemoedig en versterk nie, wat jou kan help en ondersteun nie, jou gelyke, jou maatjie, jou metgesel, iemand wat by jou pas, en ek praat nie net van in die huwelik nie, ek praat van in die samelewing, ek praat van al buite, ek praat van in hierdie wêreld, dan gaan hy jou verwoes. Hy gaan jou aftrek. Daarom sê die woord, is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Die tweede ding wat vir my hier uitstaan is dat hy sê, en ek sal vir jou 'n metgesel maak, sy gelyke. Toe die Here vir die mens 'n maatjie maak, toe maak hy vir hom iemand wat by hom pas, sy gelyke. Iemand soos hy. Nou hierdie is bitter belangrik. Hierdie is belangrik. Ek lees nie hier nie, en ek het dit nou uitgewys, ek lees nie hier dat Jesus die man gemaak het om te heers oor die vrou nie, of die vrou gemaak het om te heers oor die man nie. Ek kry nie daai gedagte nie. Ek kry nie die gedagte dat God jou gemaak het om minderwaardig te wees nie. Om minder te wees, en onthou nou, ek praat nie nou van die huwelik nie, ek praat van die samelewing. Ek praat van daar buite. So dames, as jy vanoggend hier sit en jy is al te nagekom deur 'n man, of daar is al 'n man persoon in jou lewe gewees, en of dit in jou werksomstandighede is, en of dit by jou familie is, en of dit in jou watter gedeelte van jou lewe ook al is, wil ek vanoggend as man om verskoning vra. Want dis nie ons werk gewees nie. God het ons nie gemaak om so te heers oor ander mens nie. Dis nie die doel van hoekom hy ons autoriteit en krag gegee het nie. Hy het hulle autoriteit en krag gegee, sê hulle, om saam te heers. Nou as ons hierdie ding snap, nie net in die huwelik nie, as ons hierdie ding snap in die samelewing, en ons besef dat God het hulle autoriteit gegee, weet jy hoeveel meer suksesvolle besighede sal ons hê? Weet julle hoeveel meer suksesvolle skole sal ons hê? Hoeveel meer suksesvolle vriendegroepe wat mekaar opbou en mekaar stig in plaas daarvan om mekaar af te breek sal ons hê, as ons besef dat God het ons gemaak om 'n unit te wees. Jy het iets binne in jou, God het dit binne in jou geplaas. Maar wie het gebeur? Van die begin af, tot vandag toe sien ons dit nog steeds, is die een met die hardste stem, wat die hardste kan skree, die lelikste kan wees, die een wat die sterkste is en kan afdruk, hy heers. Is dit God se plan gewees in Genesis? Dit was nie die Here se plan nie, en dis nie sy plan vandag nie. En as jy met so 'n persoon te doen het in jou lewe, wil ek vandag vir jou sê, dat die gees van God wat binne in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En hy sal jou help om te heers oor daai omstandighede en oor daai persoon met 'n sagte gees, met krag en met autoriteit. God is met jou. En dis hoekom hy sê, hy het vir ons 'n gelyke gegee. As ons in die begin van die woord van God kyk, dan vind ons selfs toe God sy volk uit Egipte uitgelei het, uit die land van slawerny uitgelei het, toe gebruik hy 2 persone om Moses raad te gee en te help. Wat 'n 2 persone? Miriam en Aaron. Selfs toe God die eerste keer sy volk van ballingskap af losmaak, en hier lees ek bietjie iets in vanoggend in ons konteks en ek wil dit vir jou noem, man. Toe Moses die volk sy werk moes verrig, die opdrag moes verrig, en die volk uit 'n plek van slawerny uitlei, toe gebruik God mans en vrouens. 'n man en 'n vrou, Miriam, om hom raad te gee en om hom uit te lei. Daar gaan 'n tyd in jou lewe kom, wat jy gaan so vasgevang wees, en wat jy vasgevang is, dat jy nie gaan loskom, as jy nie toelaat, dat die Here deur 'n vrou in jou lewe werk nie. Of dit dan nou jou ma is, en of dit jou eie vrou is, en of dit iemand is wat vir jou raad gee of woord gee, maar daar gaan 'n tyd kom wat jy met jou ore oop maak en luister en die leiding van die Heilige Gees volg, jong mense. Maak jouself oop vir dit wat God wil doen. Al die dames vanoggend. Moenie jouself so kort skiet
Omdat jy verlang gedink het, die woord van God sê, jy moet onderdanig wees aan alle mans, aan alle tye, aan alle omstandighede, laat jy nie toelaat, dat die krag van God deur jou werk, en jy iemand uit die land van Egipte uit kan lei nie. Moenie. Laat die Heilige Gees jou die krag gee, laat hy jou die boldness gee, laat hy jou die liefde gee, laat hy jou daai krag wat hy binne in jou geplaas het, laat dit opstaan in die naam van Jesus Christus en doen dit wat God op jou hart gelê het om te doen. Help ons as mans. Help ons. Daarna vind ons dat een van die rigters se naam was Deborah. Gaan lees dit. Een van die rigters in die tyd wat God nie gekies het om konings aan te stel nie, ek het laasweek daarna verwys, dis die volk wat na Samuel toe gekom het en vir Samuel gesê het, ons sien dat hierdie koning ding waar mense heers oor mekaar, dit werk vir hulle, ons soek ook 'n koning, né? 1 Samuel. En toe sê Samuel, dis 'n bad idee, en hy vat dit na die Here toe, en die Here is soos, dis 'n bad idee, dit gaan nie werk nie, ek hou nie van hierdie idee nie, en die volk hou aan, en hy sê, okay, is fine, gee het, laat hulle sien dit werk nie. Okay, maar ek sien dat in die tyd waar die rigters nog gerig het, waar God nog mense gebruik het om die volk raad te gee, te bemoedig, te instruct, woord te gee, het God vrouens ook gebruik. Blaai vir my na Joel 2 vers 28 toe, Jesus die Messias moet kom. Daar kom 'n tyd van totale verlossing. En daai tyd het gekom en daar kom 'n uitstorting van die Heilige Gees en die woord van God. Het jy Joel 2 vers 28 daar, Boeta, as jy hom vir my kan opsit. En Joel spreek hierdie woorde voor die uitstorting van die Heilige Gees, voor Christus sy kerk ons aankondig, sy koninkryk aankondig en sê die tyd het gekom. Spreek en hy sê, daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, net daar buitekant sit. Dit maak nie saak of jy jonk of oud is en of jy 'n man is of 'n vrou is nie. Volgens hierdie skrif sal God sy gees uitstort in jou as jy hom nader. As jy hom soek, volgende vers. En op al die diensknegte en op al die diensmaagde sal ek in daai dae my gees uitgiet. Wat se dae? Hierdie dae. Ons lewe in hierdie dispensasie. Jy lewe in hierdie dispensasie, Bybelse tydperk. Ons lewe vandag nog steeds in die Handelinge tydperk, halleluja. Die tydperk waar God wonderwerke doen, die tydperk waar God bonatuurlike dinge doen, waar hy mense bonatuurlik aanraak, losmaak, verlos en amazing goed in 'n oomblik kan doen. En hy sê hy gaan dit doen en die manier hoe hy dit gaan doen is deur jou. Deur jou, en as ek sê deur jou, dan wys ek nie net na al die mans toe nie, ek wys ook na die vrouens toe vandag. Die manier hoe die Here dit gaan doen is deur jou. Die manier hoe die Here dit gaan doen is deur jou. Die manier hoe die Here dit gaan doen is deur jou, deur sy seuns en sy dogters, deur sy diensmaagde en diensknegte. Is jy opgewonde daaroor? Is jy gereed vir dit, kerk? Is jy gereed? Het jy 'n idee wat gebeur met hierdie dorp? As elke dame wat vir so lank gevoel het, hulle is nie goed genoeg nie, nie belangrik genoeg nie, hulle dra nie genoeg autoriteit nie, en die Here kan hulle nie gebruik nie, opstaan en ook in hulle werksplekke, ook by die skole, ook daar in die samelewing, begin in die autoriteit van God opstaan. Imagine wat gebeur. Imagine wat gebeur met ons as kerk, as ons daai ding snap. Die derde ding wat ek wil uitwys is wat hy daar sê, hy sê ek sal vir hom 'n hulp maak. 'n Helper. Ek sal vir hom 'n helper maak, 'n hulp maak. Nou, ek wil 'n voorbeeld maak. Oom Daan. Kom staan oom gou hier. Staan af my by die blou sakkies. Okay. En dan Jackie, kom jy hier. Okay. As Jackie vir my sê, nee, dat oom Daan boelie hom. En ek sê vir Jackie, okay, gaan sort hom uit. En nou Jackie gaan probeer weer, gaan sort hom uit, gaan druk arm of iets. Nee, pas op, ek weet. Nee, en nou Jackie kom weer terug na my toe, en hy sê, hy kom nie reg nie. Nee, dan watter een van julle gaan sê, Melinke, kom hier, kom hier so, vandag, kom hier so. Okay,
Ek wil hê, nê, Jackie kom hier reg teen daai groot oomie. Ek wil hê jy moet hom help. Hæ? Ek wil 'n helper stuur om Jackie te help teen die reus in sy lewe, die vyand wat hy moet verslaan. So kom ek stuur vir hom 'n linke. Kom nou. Dis mos hoe ons na die vrouens kyk. Dis hoe ons na dames kyk. Ja, ons kan die klein meisiekind stuur en dan maak ons vir die man 'n helper, want hy het te doen met 'n gees, 'n bose mag, hy het te doen met owerhede, kragte en magte, en ons stuur vir hom die klein meisiekind, kom gaan help vir Jackie. Kom, julle gaan 'n massive team wees. Dankie, julle kan gesit. Kom ons gee vir hulle hand. High five. Maak dit sin? Nee, church, dit maak nie sin nie. At least stuur iemand in sy gelyke. Kom nou. At least stuur iemand soos hy wat by hom pas. At least stuur iemand wat dieselfde krag het en saam kan hulle hierdie vyand verslaan. Iemand, amen. So toe die Here sê ek gaan vir hom 'n helper maak en hom stuur om te help, toe glo ek stuur God iemand in wie sy gees en dieselfde volle kapasiteit kan werk as in die man. Want ons geveg is nie teen die vleeslike nie, maar teen die geestelike. Nou, ek het eendag iemand gehoor preek oor hierdie storie. So ek weet nie wie om te credit vir dit nie, maar ek gaan dit vertel soos ek dit gehoor het, en dit was vir my baie funny. Nou, julle weet hoe dit werk. As ek vir julle sê ek gaan 'n grap vertel, maak jy jouself reg om te lag. Okay? En as ek sê hierdie is vir my baie funny, dan maak jy jouself reg om at least te maak of dit vir jou ook snaaks was. Okay? So, dit is hoe dit werk hier by die church, vir al die nuwe mense. Okay? Good. So, in die storie, as jy daar gaan kyk, dan sê God, okay, ek gaan vir die mense 'n maatjie maak. Ek gaan hom iemand maak om hom te help. Maar as jy verder lees, dan sien jy, dit is ook die tyd wat God vir die man werk gegee het. Okay? En die werk wat die Here vir die man gegee het, is hy het vir die man gesê, okay, ek het jou, nou wil ek hê jy moet uitgaan en jy moet al hierdie diere name gee. Het julle dit gelees? En wat se naam ook al die man vir die diere gee, so sal dit wees vir die volgende 6000 jaar. En die mense in Middelburg, 6 tot 7000 jaar later, sal hierdie diere dit noem, wat jy vandag hierdie diere noem, huge taak. Baie druk op sy skouers, né? En die Here is soos, okay, kom, spring weg, laat jy hulle noem. En ek dink die man staan daar, en hy kyk hierdie eerste dier so, en hy soos, ek dink ons gaan hom kat, ons noem hom kat, né? En hier is okay, dis 'n goeie, dis okay, kat is nie bad nie. Okay, en ons noem daai enetjie noem ons bok. Daai's 'n bok, né? En ek dink die Here is soos, okay, Adam, probeer ietsie moeiliker, né? Jy weet die mense gaan hierdie diere dit noem soos jare van nou. Probeer net ietsie moeiliker en hy soos okay, 3 letters. Kom ons probeer hierdie een. Ons gaan daai een noem muis, né? En wat van 'n hond? Hond klink goed. En toe kom die Here en hy soos, nee, wag. Ek sal vir hom 'n maatjie moet maak. Ek sal vir hom iemand moet maak om hom te help. Ek sal vir hom 'n helper moet maak. En imagine dit, vir die eerste keer is die vrou op hierdie scene, en hulle het nog steeds hierdie werk, en die vrou kom maar, en die man is soos, hierdie is nie so moeilik nie. Dis regtig nie so moeilik nie. Okay, jy kies 'n diertjie, en dan kies jy 'n naam wat daarby pas, en ons gaan vir die volgende 6 tot 7000 jaar, gaan al die biljoene mense, wat na hierdie dier kyk, daai dier het noem, so, nie baie druk nie, easy, go for it. En daar's 'n ding daar in die water wat so rond is, en die man is soos, gee daai in 'n naam, en die vrou is soos, okay, kom ons noem daai een, hippopotamus. En ek dink die man het gegaan soos, wow, nee, hoe kan ons hom nie net hippo? Wat van hippo? Ek meen hippo sou gewerk het, hoekom hippopotamus? Okay, nee, dit so gesê het, lag maar daarvoor. Maar dis hoe complicated soms word. Daai het nie regtig gebeur nie, vir die van julle wat nie julle Bybel ken nie, gaan lees die Bybel, dis nie. Sommer net so iets lig volgens. Maar ek het wel gaan lees, wat beteken daai woord hulp? Toe die Here sê, ek gaan vir hom of vir die mense hulp maak. Interessant dat die woord daarna gebruik die Here daai selfde woord wanneer hy na homself verwys. In Psalm 20 dan sê die Here, en ek sal vir jou dieselfde woord hulp wees.
So wanneer ek dan kyk na hierdie woord wat God gebruik het toe hy die mens gemaak het, en net vir 'n oomblik al die manlike vroulike geslag uit, toe hy die man gemaak het en die vrou gemaak het, toe sê hy, ek sal 'n hulp maak. Ek sal 'n goddelike hulp maak. Ek sal 'n hulp maak waar my gees in kan heers en wat ek jou regtig mee sal kan help met goddelike hulp, goddelike ondersteuning, goddelike bystand. Dis wat die Here gemaak het toe hy 'n hulp gemaak het. En dis wat die Here deur jou wil doen, elke vrou wat volgende hier sit en elke man. Die doel hoekom God ons geskaap het en heerskappy gegee het, is nie om te heers oor mekaar nie, maar oor hierdie moeilike wêreld waarin ons leef. Oor die omstandighede. En daar gaan 'n tyd kom wanneer jy sterk gaan wees en daar gaan 'n tyd kom wanneer sy gaan sterk wees. En ek praat nie net van die huwelik nie. Ek praat van daar buite in die samelewing ook, maak jou oop vir dit. In 1843, op 'n koue wintersaand, in die Vrystaat, begin dit sneeu. En 'n boetie en haar sussie, die sussie is 12 jaar oud en die boetie is 6 jaar oud, vind hulle self in die veld besig om te verdwaal. En hierdie 12-jarige meisiekind besef hulle gaan daai aand verkleim. Hulle gaan doodgaan van die koue. Sy vind 'n muurshoop wat uitgehol is deur die aardvarke en sy trek al die kleertjies van haar liggaam af. Sy trek dit vir haar kleiner boetie aan. En sy sit hom in daai gat en sy gaan lê voor daai gat met haar liggaampie. En daar het sy verkleim. Wie was in daai oomblik die sterker een? Wie was in daai oomblik die sterker een? Dis die storie van Racheltjie die beer vir die van julle nie weet nie. Daar gaan oomblikke wees wat jy daai persoon wat jy op so afkyk, so nodig gaan hê. Daar gaan tye wees wat sy gaan sterker wees as wat jy ooit kan wees. En as jy nie vandag dit besef nie, en as jy haar nie hanteer soos jou gelyke nie, soos jou metgesel, soos iemand wat God geskaap het in sy beeld en sy gelykenis nie, gaan jy dalk in daai aand in die koue moet deurbring. Ek onthou, 10 jaar terug trek ons Middelburg toe. Met 'n single cab bakkie, wat nie 'n agterste klap het nie, want dit is my werksbakkie en dis al wat ons het. En ons trek Middelburg toe en net my vrou het te werk. 10 jaar terug. En die aand kom ons hier aan, ons het 2 vragte gery met daai bakkie, toe is al ons goed in Middelburg. En daai aand seker 11 uur, 12 uur stop ons hier met die tweede vrag. En ek sê vir my vrou om die 2 laaities te vat in die huis in en aan die slaap te maak, ek laai so lank die goed af. En ek pak alles van die bakkie af en daar's 'n meubelstukke, 'n 3 sitplek bank, 'n soliede houtbank. Wat ek nie self kan aftel nie, maar ek besluit ek kan hom so lank skuif na die agterkant van die bakkie toe, en dan as my vrou kom, kan sy my help dra. En ek skuif hom, en soos ek hom skuif, hak my voet aan die bak vas, en ek val agteroor van die bakkie af. En hierdie swaar meubelstuk kom agterna. En soos ek val, is my voete nog op die bakkie, my nek slaan die grond, en hierdie ding slaan my op die bors, en hy val net voor my nek, stop hy, en hy druk sy pote in die grond in. En daar waar ek op die grond lê, ek so seer, probeer ek hierdie ding van my afkry en ek worstel en ek kry hom nie af nie. Met al my krag in my kry ek hierdie ding nie geskuif nie. En ek lê daar en ek huil tot my vrou kom as 'n groot man. En sy kom help my met haar klein liggaampie, daai ding van my aftel. Maar jy sien, ek het nie daar gelê en huil, omdat hierdie ding my seer gemaak het. Ek het daar gelê en huil, omdat ek stikkend was emosioneel. Omdat ek gebroken was, want ek het nie geweet hoe ek vir my familie gaan sorg nie. Ek het nie geweet wat om te doen nie, net my vrou het werk, ek het geen werk nie. Wie van julle weet hoe dit voel? Wie van die mans weet hoe dit voel as jy nie die provider is nie? En jou vrou word die provider. En ek het daar gelê, en my vrou was in daai oomblik die sterker fisiese een van ons twee. Want sy kon daai ding lig wat ek nie kon lig nie. En sy daai aand daar by my gekniel en saam my gehuil en vir my gesê dit gaan alright wees.
En vandag is dit alright. Vandag is dit alright. As dit nie was vir hierdie vrou nie, sou ek dalk nie daar opgestaan het nie. Wie was die sterker een? Come on. Daar gaan 'n tyd wees wat jy nie die sterkste een is nie. Daar gaan 'n tyd wees wat jou stille, emosionele krag wat jy het, wel nodig gaan wees vir jou om daai stukkende vrou te dra. En in daai oomblikke gaan dit nodig wees, yes, om 'n man te wees, en dit gaan nodig wees om nie te huil nie, en dit gaan nodig wees om haar deur te dra. Maar daar gaan tye wees wat jy gaan stil bly en jy gaan nie huil nie, maar die feit van die saak gaan wees, jy is so stikkend, dat as iemand jou nie op daai oomblik dra, iemand so klein soos 'n vrou, of 'n dame, of iemand wat jy ken nie, en daai oomblik ondersteun nie, dat jy dit nie sal maak deur daai dag nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig in hierdie samelewing. Nie net in die huwelik nie, in die samelewing. En ek wil vanmôre heel eers met al die mans praat. Come on. Dis nie ons werk, net omdat ons harder kan praat en harder kan skree en groter kan wees om te heers oor die vroulike geslag wat die kleiner geslag is nie. Dis nie ons werk nie. Dis nie hoekom God ons sterker gemaak het nie. Dis om soos Christus sy liggaam, sy lewe, alles te gee, wanneer dit tyd is om alles te gee. En dan kom 'n tyd en 'n plek wat ons moet sterk wees, yes. En dan wil ek praat vanoggend met al die dames. Al die dames. Die Here het jou meer gemaak as wat jy ooit sal weet. Meer gemaak. Weet jy wat so sad dag sal dit in die hemel wees, as jy jou oë hier toemaak, en jy maak jou oë oop by Jesus en hy wys vir jou al die krag en autoriteit wat hy in jou geplaas het, en jy het iewers 'n leuen geglo wat jou laat glo het dat jy is nie die koning se dogter nie. Weet jy wat so sad dag sal dit wees? Net omdat die lewe gedruk het. Net omdat die lewe hard was, net omdat mense nie mooi met jou gewerk het nie, net omdat daar dalk 'n mansfiguur somewhere was wat oor jou geloop het, het jy teruggestaan en jy staan terug tot vandag toe. Hoekom? Die vyand wen nie net wanneer ons sondig nie. Die vyand wen wanneer ons identiteit verloor. Mans en vrouens. En jou identiteit is in Christus Jesus opgeskryf. Hier is dit opgeskryf. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is in sy gelykenis gemaak. Come on. Weet jy wat binne jou is? En ek wil jou vanoggend encourage, en die Here het my hiernatoe gestuur om vir jou, vir elke dame vanoggend te sê, gaan uit. Gaan uit. Man up. Gaan uit en gaan vervul daai droom wat God in jou hart geplaas het. Moenie laat die leuns van hierdie wêreld en samelewing jou terughou nie. Gaan uit en gaan wees alles wat jy kan wees vir ons Here Jesus Christus. Go and be all that you can be, en breek vanoggend met elke negatiewe woord wat oor jou gespreek is. Gaan vanoggend uit en skud elke voet wat oor jou geloop het, elke vuil merk wat op jou is, waar iemand oor jou geloop het, skud dit af vanoggend. Maak jou klere skoon, want jy is 'n dogter van die Allerhoogste God. Daar's 'n roeping op jou lewe, net soos daar 'n roeping op 'n man se lewe is. Daar is 'n roeping en die Here het 'n werk vir jou. Sy gees van krag, liefde en selfbeheersing sal ten volle in jou ook uitgestort wees. En hy sal jou dra. Hy sal jou deurdra. Ja, amen. Gee die Here 'n lofoffer. Ek wil vanoggend die geleentheid skep. Ek wil vanoggend die geleentheid skep. En ek was hier gister en ek het gehoor en ek het gesien hoe mooi die Heilige Gees met dames gewerk het op 'n stadium, oor 100 vrouens hier gesit en hulle skep 'n geleentheid en sê kom na die doopbad toe en vat 'n blom en gooi hom om en gooi hom in en kyk na jouself in die doopbad en hoe die Heilige Gees harte aanraak en genees en genees en genees. En ek vra vir Jesus vanoggend, wat moet nog gebeur? Wat is daar nog wat moet gebeur? En ek hoor hoe die Heilige Gees vir my sê, maak vanoggend 'n geleentheid
vir die dames wat wil opstaan om meer te wees as wat hulle tot nou toe was. Vir sy naam. En dit kan in enige area van jou lewe wees. Onthou nou, we are not defining of ons staan nie teen die orde van God in die kerk, in die huwelik nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ek praat van in 'n samelewing daar buite. As jy 'n vrou is en jy sit vanoggend hier en jy weet die Here het jou geroep om besigheid te doen of om op te beweeg in daai besigheid of wat dit ook al is en jy doen dit nie meer nie want jy glo nie meer in jouself nie want jy dink is 'n man's world, dan praat ek met jou. As dit is in bediening en jy voel maar nee, dit was net vir die mans en net mans kan pastore word en net mans kan bedien en die gees van God werk uit deur mans, dan is dit vanoggend vir jou. Miskien is dit omdat jy vir so lank 'n ma was en vir so lank die kinders moes grootmaak en jou drome kant toe skuif en jy sit vanoggend hier en jy soos maar ek is dalk te oud vir die Here om nog sy werk in my lewe te doen, dan wil ek jou remind wat sê Joel 2 vers 28. Die gees van die Here sal oor die jonges en die oues uitgestort word. Ek wil vanoggend 'n geleentheid skep en as ek met jou iewers gepraat het vanoggend en jy is 'n dame en jy sê vanoggend ek wil graag hê dat die seën van die Here op my sal val om groter dinge te doen as wat ek tot nou toe gedoen het, dan wil ek jou vra om op te staan en vorentoe te kom. Ek wil graag saam met jou bid.